Hy het 'n gewoontemisdadiger, as ek dit so kan noem, 'n stout seun wat vir huisbraak al 'n klomp keer gearresteer was, maandagoggend in die selle toe hulle uitboek na die hof. Toe het hy vir hom gevra met 'n glimlag, gaan ek jou nou weer sien? En toe het hy vir die stasiekommissaris gesê, ek gaan my nie weer sien nie, want ek het nou die woord van God ontvang. Die groot roeping wat ons in ons hart ervaar, is om vir dit wat die Here ons hiervoor kom plaas het, hierdie laaste skof, as ek dit so kan stel, om diensbaar te wees, nie net teenoor ons eie gemeenskap, kerkgemeenskap nie, maar ook teenoor die hele gemeenskap. En daarom die breër visie van nie net Jerusalem, maar Judea. In ons geval is dit die groter Gaansbaai, wat insluit 'n klomp gemeenskappe wat divers is. Die Here vra vir ons, wie moet ek stuur? En hoe moet hy ons stuur? Ons moet betrokke raak, deur ons hand op te steek en te sê, hier is ek. Ek kan nie meer agter kriminele aan hardloop nie, en dit nie, maar kan op so 'n manier betrokke raak. Maar deur 'n struktuur, georganiseerd, mooi binne 'n struktuur. En dit is hoekom ons dit so doen. Ons wil graag in diens van die Here staan, dit waarvoor hy ons roep. En ons het onmiddellik die behoefte gesien om 'n koördinerende rol te begin speel. Wat is Spiritual Crime Prevention? Dis die groot vraag. Dit is om die kerke bymekaar te bring, want die polisie kan nie alleen misdaad weer bekamp nie. Ons het mense nodig van buite om ons hande sterk te maak, om ons oë te kan wees. Onder andere hierdie gedeelte van Spiritual Crime Prevention. Dis waar ons sal gaan, dat ons die jeug bietjie sal kan opbou, familieverband stywer kan maak, hulle wat in die tronke is, wat uitkom, ook hulle aanvaarbaar sal wees sal kan maak in die gemeenskap. Ek sal graag wil weet, wat is hulle wat in die tronke is? Hoeveel van hulle het groot geraak in 'n vaderfiguur, waar daar 'n vaderfiguur teenwoordig is, en hoeveel het groot geraak sonder 'n vaderfiguur? 'n Vaderfiguur is die belangrikste. As daar nie 'n pa is nie, dan kan daar dalk moeilikheid wees in daai huis. So, in Spiritual Crime Prevention is een van die faktore om die familieverband sterker te kan maak, dat die pa weer terug kan kom in die familie, dat die pa weer deel kan hê van die familie, en dat die kinders onder die hand van die vader sal kan wees, in die familieverband. Ons kerkraad van die NG Kerk het ons afgevaardig om te gaan. En uiteindelik het ons agtergekom dat daar groter dinge aan die gang is. En dit is dat jou polisie, daar gebeur 'n ding en polisie moet optree. En dat daar groot wye veld is waar die polisie graag wil hê, waar die gemeenskap sal inbeweeg, maar die vraag is, hoe beweeg die gemeenskap in vir sy eie genesing? En hier rondom 1996 het hulle vasgestel dat waar kerke na aan die samelewing beweeg, daar word misdaad in toom gehou. En toe die kerke of geloofsgemeenskappe het hulle geïdentifiseer as die liggaam, die mees grondliggende liggaam oor ons land, wat letterlik elke duim grond beset, om hulle te betrek, om deel te word van voorkomende aksie. Om dit te bereik, moet jy so dikwels een ding doen om 'n ander ding te kan doen. En hierdie was 'n deur, 'n weliswaar 'n soort van 'n vreemde deur, om saam met die SAPD te werk. Ek self was weermagkapelaan gewees, ek het baie met die polisie in my lewe saamgewerk, so dit was nie vir my 'n vreemde veld nie. So het ons mekaar daar ingeneem. Ons huidige voorsitter was ook op in die speurdienste en so aan. En om nou saam te werk hier vanuit 'n voorkomende hoek en daarin met die SAPD hande te vat wat hulle eie ding moet doen en 'n rol daarin te speel dat 'n gemeenskap 'n gesonde en gelukkiger gemeenskap word. Die vennootskap tussen die polisie en die kerke is van deurslaggewende belang. Vir my en Floors, wat vir die afgelope 2-3 jaar, elke Vrydag, dan kom ons na die speurtak om die beurt en dan daarna na die polisie tak toe, waar ons hulle dan geestelik bedien met woord en 'n gebed. En dan natuurlik dit wat daaruit voortgevloei het, is ook onderlinge ondersteuning, dat mense die vrymoedigheid geneem het om ons te bel as daar persoonlike probleme is, en ons het betrokke geraak.
by die blou familie soos ons hulle noem. En ek dink daardie vennootskap het hegter gegroei deur die jare. Ons wil die polisie se hand vat om misdaad te bekamp. In die vroeë jare het ons die Bobby op die beat gehad en dit was goed in daai tyd. Want ons het gedink deur misdaadvoorkoming te doen deur baie patrollievoertuie, die weermag te vra om te help. Dis 'n korttermyn oplossing. So ons wil vir die gemeenskap sê, in die langtermyn wil ons vir julle help. Omdat ons morele ineensinking belewe, dink ek is dit deurslaggewend dat ons juis dit sal aanpak. En daarom is ons benadering veel eerder 'n waardegedrewe benadering, eerder as wat ons kom met dogmatiese beskouings, wat ons hier gevind het, mense uit mekaar uitdryf en kerkgenootskappe uit mekaar uitdryf. Maar wat saambind is waardes soos respek, menswaardigheid, vertroue, openheid, leerbaarheid, geloofwaardigheid, integriteit. Ek dink dis daardie waardes wat ons baie graag hier wil vestig. Ons het soort van diep in begin beweeg 3 jaar gelede. Telkens mislukking ervaar, niet begin. En nou begin die mosterdsaad blom. En ons is so dankbaar daaroor. So ons kyk uit na wat voor lê. Ons vind as ons inbeweeg in die ander gemeenskappe dat die hele ding rondom die nood van die gemeenskap en dat kerke nie net met hulle self moet besig wees nie, maar dat hulle in die gemeenskap besig moet wees. Dat hulle Christus ook daar sal gaan vind, reeds besig. Dat die erediens moet oorloop na die erediens van die samelewing. Dat dit nie so moeilik is nie. Begin net, doen dit, doen met wat jy het van waar jy is.